Môre maatjies. Dis vanoggend weer storietyd hier in Numeri 21. Verlede week het ons gesels oor daardie koperslang, nê? Die mense, die Israeliete het alweer gekla, alweer gemurmureer, nê? Oor Jahwe se kos en wat hy vir hulle gee het. Hulle het sê nee, hulle wil terug in Egipte toe. Toe stuur Jahwe giftige slange wat hulle gepik het, kan julle dit onthou? En toe moes Moses 'n koperslang maak en elkeen wat gepik was en vir die koperslang gekyk het, is gesond. Van wie is die koperslang 'n beeld? Van Yeshua, nee, ons almal is maar deur die sonde siek. Ons almal gaan dood deur die sonde, maar as ons vir Yeshua kyk en in hom glo, dan weet ons het die ewige lewe. Maats, en hier gaan die Israeliete nou aan. Hulle kom al hoe nader aan die beloofde land. 40 jaar is nou verby wat hulle daar rondgeswerf het en nou moet hulle dapper wees. Andro die oupas en die oumas wat gesondig het is nou dood en die jong geslag wat nou is nou die nuwe groot mense. Hulle moet nou dapper wees. Nou sê Vader Jahwe vir Moses, julle is nou nog die kant van die Jordaan, nê, aan die ooste kant. Hier is nou 'n klomp nasies wat julle gaan probeer keer, maar julle moet nie bang wees nie. En een van die konings, sy naam is Sihon, die koning van Hesbon en Og, die koning van Basan. Hulle was 'n lelike ou lang reuse, groot reuse. Maar Jahwe sê vir Israeliete moenie bang wees nie, want al het hulle hierdie groot stede en hoë mure en pyl en boë en skerp swaarde. Vader Jahwe gaan die totale oorwinning vir Israel gee. Julle moet dit nou baie mooi hoor. Mamma en pappa vra vir julle Numeri 21 te lees, na die koperslang, daai tweede deel, hoe die Israeliete ingetrek het. Hulle veg, nê, Andrew, maar daar's nie tyd vir storieetjies of gesels of praat of jammer sê van daai ander Amorite, nie, hulle naam is die Amorite, sê 'n bietjie Amorite. Ja, Amorite. En hulle is voor die voet verslaan. Dit beteken totaal. Die Israeliete het ingeneem en die Israeliete het iets wonderliks beleef. Hulle het agtergekom. Dit is nie eintlik hulle wat so sterk is nie. Dit is nie hulle wat so goed is nie. Vader Jahwe help hulle. En hy het hulle opdrag gegee en gesê, as julle daar inkom in die land, moet julle van die koning tot die kleinste doodmaak, want daar ander volke is lelike volke. Mens kan eintlik sê, hulle is grillerige volke. Hulle is baie grillerig. Hulle doen snaakse goed, en hulle eet snaakse goed, en hulle drink snaakse goed, en hulle is baie lelik. Vader Jahwe sê, delg hulle uit. En die Israeliete kom, en hulle het hulle uitgedelg. Net hulle vee, hulle beeste en skape, het Jahwe gesê, julle kan dit hou, want julle het kos nodig, want julle trek nou in hierdie nuwe land in, en julle moet kos hê, nee. Soos as ons baie keer na 'n vakansiehuis toe gaan, en ons maak die kaste oop, en ons kos daar binne, en ons is baie bly. So kom die Israeliete in die nuwe beloofde land in, en daar's baie kos vir hulle. Ons noem dit 'n land wat oorloop van melk en honing. En daar maak die Israeliete toe daai lelike nasies, die Amorite, dood, en Vader Jahwe sê vir Israel, dit wat hier gebeur, gaan altyd gebeur, as julle in my glo. En nie kla nie, en nie murmureer nie, maar in my glo. Maar ons sien ons ook baie keer in ons lewe, dat Vader Jahwe het vir ons klaar bewys, hy is vir ons lief, Yeshua het vir ons gesterf, hy het klaar gesê, ek sal vir jou sorg, ek is vir jou lief, wat moet ons doen? Glo. Moenie kla as dinge moeilik gaan nie, ons moenie kla as ons soms 'n bietjie pak slaag kry en mamma en pappa opdragte gee, ons moet nooit kla nie, ons moet sê, Vader Jahwe, hier is ons, U sal vir ons die ewige lewe gee, die beloofde land. Nee, kom ons sit net so dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe vir 'n wonderlike geleentheid om U woord oop te maak, te sien hoe U vir die Israeliete gesorg het, al was daar groot en sterk reuse, nasies wat baie sterk was, het U vir Israel gehelp om te oorwin. Dankie dat U vir ons in Yeshua help om die sonde te oorwin, al die lelike goed, dat ons net na U kan kyk en weet U is vir ons lief. Ons loof en prys U in Yeshua. Amen. Maats, julle moet soet wees die vakansie, en vra maar hoe kan julle vir mamma en pappa help. Tata, tot ziens.